Geliefdes, uit die woord van God lees ons oggend uit Jesaja hoofstuk 64. Profeet Jesaja hoofstuk 64 van vers 1 af. As u maar die hemel wou oopskeur en wou afkom sodat die berge voor u skud. Kom af soos 'n vuur wat fyn houtjies laat brand, soos 'n vuur wat water laat kook. Laat u naam so aan u vyande bekend word. Laat die nasies so voor u bewe. Toe u wonders gedoen het, wonders wat ons nie verwag het nie, toe u destyds afgekom het, het die berge voor u geskud. Van ouds af het niemand so iets gehoor nie, het niemand so iets verneem nie, het geen oog 'n God gesien, wat vir die wat op hom vertrou doen wat u doen nie. U kom die te hulp wat met blydskap doen wat reg is, die wat onthou hoe u wil hê hulle moet lewe. U was kwaad vir ons, want ons het gesondig. Ons het so lank daarmee aangehou. Hoe kan ons dan nog gered word? Ons het almal geword soos mense wat onrein is. Ons beste dade is soos vuil klere. Ons is almal soos verdroogde blare. Ons word deur ons sondes weggewaai soos deur 'n wind. Daar is niemand wat tot u om hulp roep nie. Niemand wat sy krag in u soek nie. U het ons aan onsself oorgelaat. U laat ons wegkwyn deur ons sondes. U is ons Vader, Here. Ons is klei en u het ons gevorm. Ons is almal die werk van u hande. Moet tog nie aanhou kwaad wees vir ons nie, Here. Moenie ons sondes vir altyd teen ons hou nie. Onthou tog, ons is almal u volk. U heilige stad het 'n woestyn geword. Sion het 'n woestyn geword. Jerusalem is onbewoonbaar. Ons heilige en pragtige tempel waar ons voorouers u geloof het, is deur vuur verwoes. Alles wat vir ons dierbaar was, lê in puin. Raak hierdie dinge u dan nie, Here? Gaan u nie ingryp nie? Gaan u aanhou om ons so te laat ly? Ons teks is die eerste vers. As u maar die hemel wou oopskeur en wou afkom, sodat die berge voor u skud. Geliefdes in die Here, 'n vraag wat baie gevra word, veral wanneer dit swaar gaan, is: hoekom lyk dit of God afwesig is? Hoekom lyk dit asof hy nie omgee wat met ons gebeur nie? Waar is hy dan as ons hom nodig het? Dit is vrae wat deur die eeue al gevra is. Ook in ons tyd en in ons land.
waar is God dan? Kyk hoeveel onreg is daar. Kyk hoeveel misdaad is daar. Kyk hoeveel boere word op plase vermoor. En die moordenaar skroom nie om selfs kindertjies te vermoor nie. Dikwels word die slagoffers ook eers wreed gemartel voordat hulle vermoor word. Kyk hoe gaan alles agteruit in ons land. Kyk hoeveel regte het misdadigers en kyk hoe magteloos is die slagoffers. Kyk hoe verloor kundige, gekwalifiseerde mense hulle werk net omdat hulle van die verkeerde kleur is. Kyk hoe korrup is die regering. Kyk hoe mors hulle met ons belastinggeld. Terwyl party mense vra, waar is God dan? Sê ander, as dit so gaan, dan bestaan God seker nie. En nog ander sê, as God bestaan, is hy seker nie ten volle in beheer nie. Ja, ook wanneer ons deur 'n persoonlike krisis gaan, dan kan ons baie maklik begin dink, God bestaan nie, of hy's nie ten volle in beheer nie, of hy dalk van ons vergeet. Ja, as ek my werk verloor, of as 'n dierbare doodgaan, of as ek vals beskuldig word, of as ek 'n slagoffer is van misdaad, of as ek ernstig siek word. Geliefdes, dieselfde tipe gedagtes het deur die volk van God se koppe gemaal toe hulle in ballingskap weggevoer is. Waar is God dan as die heidene kom en die volk van God oorwin en in ballingskap wegvoer en die tempel vernietig? Waar is God dan as sy volk al jare in ballingskap is en hulle nie kan teruggaan na die beloofde land nie? Hoekom neem God hulle nie terug nie? Hy het dan eeue tevore al sy volk uit Egipte bevry en na die beloofde land gelei. Waar is hy dan nou? Ja, die volk vra in Jesaja 63, waar is hy wat sy kudde dwars deur die see gebring het saam met hulle herder? Dis die deurtog deur die Rooi See onder leiding van Moses. Waar is hy wat sy Heilige Gees oor hulle gegee het? Waar is hy wat sy groot mag saam met Moses laat gaan het, die waters voor sy volk oopgekloof het en vir hom 'n ewige naam gemaak het? Waar is hy wat sy volk deur diep water gelei het sonder dat iemand struikel? Hulle gelei het soos perde deur 'n woestyn gelei word, soos 'n trop beeste na 'n groen vallei toe afgaan. So het die Gees van die Here sy volk na 'n woonplek toe gebring. So het hy die volk gelei om die roem van die naam te vermeerder. Kyk uit die hemel af, sien hom tog raak uit u heilige en verhewe woning. Waar is u brandende liefde, u magtige dade? Is u nie meer oor ons bewoon nie? Ontferm u dan nie meer oor ons nie? As sy volk kla in hoofstuk 64, moet tog nie aanhou kwaad wees vir ons nie, Here. Moenie ons sonde vir altyd teen ons hou nie. Onthou tog, ons is almal u volk. U heilige stad het 'n woestyn geword, Sion het 'n woestyn geword, Jerusalem is onbewoonbaar. Ons heilige en pragtige tempel waar ons voorouers u geloof het, is deur vuur verwoes. Alles wat vir ons dierbaar was, lê in puin. Raak hierdie dinge dan u nie, Here? Gaan u nie ingryp nie? Gaan nie aanhou om ons so te laat lei? Geliefdes, as sy volk so aanhou kla, dan antwoord die Here sy volk in hoofstuk 65. Ek het my wil geopenbaar aan 'n volk wat nie na my gevra het nie.
Ek het my laat vind deur mense wat my nie in gebed gesoek het nie. Vir 'n nasie wat my nie aangeroep het nie, het ek gesê, hier is ek. Hier is ek. Ja, nou vra hulle, waar is die Here dan? Maar hoeveel keer in die verlede het die Here nie vir hulle gesê nie, hier is ek. Hier is ek. Maar hulle het hulle nie aan hom gesteer nie. Daarom was hulle nou in ballingskap. Ja, dikwels het ons nie dalk ook gevra nie. Waar is die brandende liefde? Waar is die magtige dade? Is U nie meer bewoe oor ons nie? Ontferm U nie meer oor ons nie? Raak hierdie dinge U dan nie, Here? Gaan U nie ingryp nie? Gaan U aanhou om ons so te laat lei? Dan ook die versigtiging van ons teks. As U maar die hemel wou oopskeur en wou afkom, sodat die berge voor U skud. Ja, so voel baie van ons mense ook. As God maar net die hemel wou oopskeur en wou afkom en 'n einde kom maak aan die ellende en die onreg. Ons weet, al wat kan help is kragtige ingryping deur God self. Hy moet die hemel skeur en afkom aarde toe. Liefdes, die wonderlike nuus is, God het al reeds by die eerste Kersfees die hemel oopgeskeur, maar anders as wat sy volk wou gehad het. Hy het nie dadelik met aardbewings wat die berge geskud het en met oordeel oor hulle vyande gekom nie. Nee, hy het as 'n hulpelose babietjie stil die wêreld ingekom met engele wat sy lof besing. Lukas 2 lees ons, daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly het en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met eens het daar 'n engel van die Here by hulle gestaan en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus, die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Ja, geliefdes, God het die hemel oopgeskeur en afgekom na ons toe. Die woord het vlees geword en onder ons kom woon. God met ons. Immanuel. En dit was die begin van ons wonderbaarlike verlossing. Jesus Christus is gebore. Hy het in ons plek gelei. Hy is in ons plek gekruisig. Soos ons dit ook met die nagmaal verkondig het en herdenk het. Hy het uit die dood opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. En nou wag ons vir sy terugkoms, sy wederkoms in heerlikheid, om die lewendes en die wat reeds gesterf het, te beoordeel. Ja, nog eenmaal sal die hemel oopgeskeur word. God het al die hemel oopgeskeur met die eerste Kersfees, en hy sal dit weer doen met die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Onthou dit, wanneer u moeg en moedeloos voel. Onthou dit wanneer dit lyk asof die wêreld van kwaad na erger gaan. Onthou dit wanneer u voel om uit te skreeu, waar is die brandende liefde, u magtige dade? Is u nie meer bewoe oor ons nie? Ontferm u nie meer oor ons nie? Raak hierdie dinge u dan die Here? Gaan u nie ingryp nie?
gaan U aanhou om ons so te laat lei, as U maar die hemel wou oopskeur en wou afkom, sodat die berge voor U skud. Onthou dan, God het al die hemel oopgeskeur, en hy sal dit nog een keer weer doen. Kersfees beteken dat die Here Jesus mens geword het, my verlos het, en dat ek nou vir ewig aan hom behoort. Soos wat die nagmaal ons ook verseker het. In Hebreërs 12, van vers 26 af lees ons: Destyds het sy stem die aarde laat wankel, maar nou het hy aangekondig, nog eenmaal sal ek nie alleen die aarde laat bewe nie, maar ook die hemel. Die woorde nog eenmaal laat duidelik blyk dat die geskape dinge wat reeds aan die wankel is, finaal weggeneem sal word, sodat die onwankelbare dinge kan bly. Laat ons wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag soos hy dit wil, want ons God is 'n verterende vuur. Ja, God skeur eers die hemel met Jesus, die verlosser se geboorte, die woord wat vlees geword het. En hy sal weer die hemel skeur, as Jesus kom as regter en verlosser in heerlikheid. Dan sal die berge skud. Die wederkoms van Christus. Dan, nadat alle onreg beëindig is, die bose vernietig is, die goddeloses verdoem is, sal die nuwe Jerusalem uit die hemel neerdal. En dan, met die Here se wederkoms in majesteit en heerlikheid, sal ons kan uitroep: kyk, die woonplek van God is nou by die mense, en sal ons aansit aan die bruilofsmaal van die Lam, soos wat die nagmaal ons ook verseker het. Voorwaar iets om na uit te sien. Kersfees en die sakrament van die nagmaal, wat ons verlede Sondag gevier het, is dus vir ons 'n bewys en 'n bevestiging dat God sy belofte van ewige heerlikheid wel finaal en volkome sal vervul. Hy het immers hierdie belofte al so ver vervul dat sy seun mens geword het en onder ons kom woon het. Sy seun Jesus Christus was as dit ware die eerste paaiement van die volle som wat God nog sal betaal. Sy liggaam is gebreek en sy bloed is vergiet om ons vir ewig te verlos. Die Heilige Gees wat met Pinkster in die gelowiges kom woon het, was die volgende paaiement. En elke nagmaal en elke Kersfees wat gevier word, is 'n verdere paaiement. En wanneer die wederkoms plaasvind en die nuwe Jerusalem uit die hemel gaan neerdal, dan sal God sy belofte ten volle vervul. Dan sal ons vir ewig en volkome in sy heilige, heerlike, onbeskryflike teenwoordigheid woon. Met Kersfees moet ons dus nie net terugdink aan God se wonderlike vervulling van sy belofte daardie eerste Kersnag in Bethlehem nie. Maar moet ons ook vorentoe dink aan die finale heerlike vervulling met die wederkoms van Jesus Christus. Ook en veral wanneer dit hier met ons swaar gaan, omdat ons Christene is. As ons Kersfees vier, dan vier ons dus ook 'n toekomsfees, 'n wederkomsfees, Jesus Christus se oorwinningsfees. Dis waarna ons nou verlang as ons vra, as hy maar die hemel wou oopskeur en wou afkom, sodat die berge voor u skud. In Jesaja 65 van vers 17 af, word die heerlikheid van die ewige lewe wat dan sal aanbreek, so beskryf. Ek gaan 'n nuwe hemel
en 'n nuwe aarde skep. Aan die wat daar nou is, sal daar nie meer gedink word nie. Hulle sal nie onthou word nie. Wees bly en jubel sonder ophou oor wat ek gaan skep. Ek gaan 'n Jerusalem skep wat vol blydskap is. Sy inwoners sal vreugde hê. Ek sal jubel oor Jerusalem. Ek sal bly wees oor my volk. Daar sal in Jerusalem nie meer iemand gehoor word wat huil of om hulp roep nie. Hieraan te kan deel hê, dat ons nou al luister en reageer as die Here vir ons sê, hier is ek, hier is ek. Mag ons dan elkeen weer in die boodskap van Kersfees en van die nagmaal die stem van die Here hoor wat vir ons sê, hier is ek. Ek het al die hemel oopgeskeur om julle te verlos en ek sal weer kom om julle vir ewig by my te neem. Mag ons elke dag saam met die kerk van die Here bid. As U maar die hemel wou oopskeur en wou afkom sodat die berge voor U skud. Want dit beteken eintlik, kom Here Jesus, kom gou. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons moet met skaamte bely dat ons ook dikwels vra, waar is U dan? Ook wanneer dit met ons swaar gaan. Maar ons dank U vir die heerlike versekering van Kersfees en van die nagmaal. Dat ons, Here Jesus Christus, ons verlosser, reeds mens geword het. Dat hy reeds ten volle vir al ons sondes versoening gedoen het. En dat hy weer gaan kom. Ja, ons dank U dat ons met verlange kan uitsien na daardie dag, wanneer ons Here Jesus Christus terugkom as verlosser en regter, en die berge dan sal skud, die bose dan vernietig sal word, en ons vir ewig saam met U in die nuwe Jerusalem sal woon. Ons bid dan dat U ons geloofsoë ook op hierdie laaste belofte sal vestig. Dat ons sal weet, U sal ons nooit vergeet nie. U dra ons deur die lewe. Ons sal eendag die ewigheid in heerlikheid saam met U deurbring. En daarom bid ons dat U ook nou in hierdie tyd waarin ons leef, vir ons die krag sal gee om te volhard. Om te volhard in geloof en in dankbaarheid en in diensbaarheid. Dat ons elke dag ook sal bid, kom Here Jesus, kom gou. Ons vra dit in sy heilige naam. Amen. Liefdes, ons gee nou geleentheid vir die liefdesgawes. Daarna sal ek die slotsang aankondig.
Liefdes, ons slotsang is skrifbreiming 33 of 2:4 in die groenboeke. Sing vers 1 en 3 is bereiming van 1 Johannes 3 wat vir ons leer hoe 'n sterk wederkomsverwagting 'n invloed op 'n gelowige se lewe het. Ons sing in vers 3: Wie die middelaar se verskyning inwag uit die heiligdom, soek van harte die verreining wat daar uit sy sterwe kom. Teen die sonde duur die stryd. Sonde is ongeregtigheid, maar ons lewe uit God gebore is tot heilig wees verkore. Skrifbreiming 33 of 2:4 vers 1 en 3. Daarna bly ons staan vir die uitspreek van die seën. Die genade van Jesus Christus, ons Here, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is met u en bly met u. Amen. Liefdes, terwyl ons met die program besig gaan wees, gaan ons heeltyd bly sit. Ons gaan net die laaste lied staande sing en dan ook sommer almal staan vir die gebed daarna. Die programme gaan nou uitgedeel word. As ons nie genoeg programme het nie, dan vra ons maar dat ons 2-2 sal kyk by mekaar en die lidmate van Pretoria Noord kan natuurlik ook van hulle selfone afsing. Die Kersprogram is ook op ons WhatsApp groepie beskikbaar.